Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons 'n diepte studie uit God se woord uit doen. Ons is amper klaar met die boek van Josua en ons konsentreer vandag op die tweede laaste hoofstuk. En om te kan sien dat ons nog steeds aan die Here se verordeninge en se voorskrifte moet bly, sodat ons, soos Israel, veilig in die land van Kanaan kan woon. Vandag saam met my weer eens in die ateljee, Ronay Furstenberg van Kompas Pastorale Bedieninge. Goeiedag Ronay, goed om jou weer in die ateljee te hê waar ons saam kan studeer uit God se woord uit. En ons is so te sê klaar met die studie van Josua. Ons het nog een oor na hierdie ene en dan begin ons weer in die nuwe jaar met splinternuwe studies. Maar voor ons daaraan dink, kom ons buig ons hoofde saam, waar ons uit God se woord uit gaan studeer. Vader, ons sê vir U baie dankie dat ons weer eens die woord kan oopmaak, al die lesse wat ons uit die boek van Josua uit kon geleer het. Here, ons bid weer eens dat U vandag saam met ons sal wees en ons sal lei dat ons insig uit U woord het kan ontvang. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Amen. Ja, ons weet altyd wanneer ons iemand groet en wanneer ons iemand lanklaas sien en partykeer wanneer ons in die kerk is, dan sê ons God is goed. Dis reg, ja. God is getrou. Ja, en is interessant hierdie tyd van die jaar, ons is nou so op die einde van 'n jaar. Dan begin almal so gesels en sê, "Hoe was jou jaar? Wat kan jy vir my vertel van die jaar?" En dit is altyd mooi want almal van ons het maar op en af, nê, Ja. tye gehad in die jaar. Maar dit is vir my mooi wanneer iemand kan kom en uit hulle eie uit kan sê, "Wie wat daar was wille tye in my jaar, maar die Here was goed. Die Here was getrou. Die Here het na my gekyk. Die Here het na my gesin gekyk en die Here het sy hand oor ons gehou." Dus dit is so mooi wanneer mense daardie gedeelte van die pad wat die Here met ons gestap het, nie vergeet nie. Ja, ek het ons het jare terug het ons iemand gehad as jy hom gegroet het, en jy het vir hom gevra hoe gaan dit? Het hy altyd gesê die meester is op sy troon. Daar sê en ek dink dit spreek boekdele, nê. Dit spreek boekdele. Maar kom ons kyk en ons lees saam uit Josua 21 vanaf vers 45. Geen woord van al die goeie woorde wat die Here met die huis van Israel gespreek het onvervuld gebly nie. Alles het uitgekom. Nou dis so 'n vers wat 'n mens amper wil sê, hy moet nou eintlik heel in die einde van die boek van Josua voorkom. Wees so 'n afsluiting, nê. Ekskuus tog. Dis baie waar. En hier sien ons daar, met ander woorde, wat hierdie teksvers vir ons sê is, dit wat die Here ook al vir die volk beloof het. Selfs van die voorgeslagte af, dit is nou al aan kom ons begin by Abraham, Isak en Jakob en Israel wat uitgetrek het, 40 jaar nou al deur die woestyn, nog 'n hele klompie jaar wat hulle die land ingeneem het, en hier staan geen woord van al die goeie woorde wat die Here met die huis van Israel gespreek het onvervuld gebly nie. Alles het uitgekom. So met ander woorde, hierdie teksvers sê vir ons in so baie woorde, jy kan die Here vertrou op sy woord. As hy iets gesê het, gaan hy dit vir jou doen. Ja. En hy gaan by sy woord bly. Ja, 'n interessante konsep wat ons dalk net gou hier moet aandink. Dit het 'n tydjie geneem. Jy weet, ons vra baie keer vir die Here iets wat vir ons dalk van 'n bekommernis is, 'n saak wat ons wil hê hy moet vir ons 'n uitkoms voorgee. En dan voel dit vir ons die Here antwoord ons nie. Maar jy weet, my ma het altyd gesê, my kind, die Here is dalk stadig, maar hy's nooit te laat nie. Ja. En daai is 'n baie waar woorde. Want weet jy wat, die Here het alles wat hy beloof het, vir Israel het hy vir hulle gegee, maar dit het tyd geneem. Want die Here se tyd is nie ons tyd nie. En ek dink dit is dalk waar ons so bietjie sukkel. Ja. Is omdat ons graag alles in ons tyd gedoen wil hê, nê. Ja. Maar jy weet, die Here moet, ek amper sê, die Here het 'n skaakbord wat hy moet rondskuif. Mense en volke wat moet
verplaas word en geplaas word en 'n hele plan wat moet uitwerk om op die einde van die dag tot almal se voordeel te wees. Ja, so ons gaan 'n bietjie kyk na van ons volgende hoofstukke en hoofstuk 23 is meer toekomsgerig, nê? En gaan meer oor die wyse waarop die Here aanbid behoort te word. Net vooruitsig toekoms vir hulle en vers 24 hoor my hoofstuk 24 is meer 'n terugblik om te kyk hoe getrou die Here was in die verlede met hulle. So hier is twee dinge wat ons in die begin van hierdie studie dadelik in oënskou moet neem en dalk in ons agterkoppe bære terwyl ons besig is om te studeer. Ook terwyl ons hier in die einde van 'n jaar basies staan, moet ons kyk vir die toekoms en wat gaan die toekoms vir ons inhou, maar ook onthou hoe die Here ons gelei het in die verlede in hierdie jaar. Al was dit baie moeilik, al was dit nie so moeilik somtyds nie. Maar ons moet altyd onthou hierdie twee dinge, om vorentoe te kyk, maar ons is reeds hier. Dit is net deur genade dat ons nog steeds hier vandag is. Daaroor wat jy nou in eenvoudige woorde te stel wat jy vir ons sê is moenie vergeet om dankie te sê nie. Ja. Moenie vergeet om dankie te sê vir alles in hierdie jaar nie. Selfs die grootste tye van swaar kry en hartseer, het jy dit nie alleen deurgegaan nie, die Here was daar. Kom ons lees dan daai laaste paar verse van Josua hoofstuk 21 saam. En nie gaan my verskoon, ek het effens van 'n verkouetjie, so ek gaan 'n bietjie watertjie moet neem. Okay. Gaan ons lees hierso van vers 43 af. Dis ja. So het die Here dan die hele land aan Israel gegee, wat hy hulle vaders met 'n eed beloof het om hulle te gee. En hulle het dit in besit geneem en daarin gaan woon. En die Here het hulle aan alle kante rus gegee, net soos hy hulle vaders met 'n eed beloof het. En niemand van al hul vyande het voor hul stand gehou nie. Al hulle vyande het die Here in hulle hand gegee. Geen woord van al die goeie woorde wat die Here met die huis van Israel gespreek het onvervuld gebly nie. Nou kyk, daar is natuurlik 'n gedeelte wat nou vir my uitspring, nê. En dit is daardie gedeelte wat sê die Here het vir hulle van alle kante rus gegee. Dit is 'n ongelooflike mooi vers. Want onthou, hulle het daar 'n klomp wille jare deurgegaan, hierdie mense, behalwe vir die 40 jaar in die woestyn. Hierdie is 'n klomp jare wat nou deurgegaan is van oorlogvoering, voordat die land uiteindelik onder hulle kon verdeel word en elkeen sy plekkie kon inneem en al hierdie vreeslike afgodsdienaars verwyder kon word. Daardie vyande is heeltemal weg. Dat hulle sê dat die Here vir hulle uiteindelik van alle kante af het hulle nou rus ontvang. En hier kom ons en dalk as ons nou hier kyk, dan sien ons so met ander woorde ons besef nou hulle is in die beloofde land, die grond is al uitgedeel, elkeen het gegaan waarna hy moes gegaan het. En ons moet nou die beeld en die teebeeld moet ons ook na kyk en sê maar ons is ook op pad na die beloofde land toe. Ja. En hierdie is vir ons 'n voorbeeld. Was daar moeilikhede op die pad? Ja. Het baie van die moeilikhede wat op hulle pad gebeur het, was dit hulle eie toedoen? Ja. Was die Here heeltyd met hulle? Ja. Met ander woorde, soos wat ons ook hierdie pad stap na ons beloofde land toe, om eendag saam met die Here in sy koninkryk te kan wees. So moet ons ook weet, al sy beloftes wat hy aan ons gemaak het, sal hy ook getrou nakom. En ons moet net by hom bly en al sy beloftes sal nagekom word, sodat ons ook rus en vrede van alle kante kan hê en saam met hom kan woon vir 'n ewigheid. Sure. Dan word ons net die een na die ander ene kyk en besef wat die Here vir elkeen van ons daarin gedoen het. So, as ons nou van daar af gaan en ons het in ons vorige studie het ons nou hoofstuk 22 het ons reeds gekyk. So kom ons blaai oor na hoofstuk 23 toe en ons gaan kyk daar na die eerste 5 verse. 'n Geruime tyd daarna, nadat die Here aan Israel lus gegee het van al sy vyande rondom en Joshua oud en ver op sy dae was, het Joshua die hele Israel laat roep, sy oudstes en sy hoofde en sy regters en sy opsigters en vir hulle gesê, ek is oud en ek is ver op my dae. En julle het self gesien alles wat die Here julle God aan al hierdie nasies voor julle gedoen het, want die Here julle God hy het vir julle gestry. Kyk, ek het hierdie nasies wat nog oorgebly het as erfdeel aan julle laat val.
aan julle stamme, van die Jordaan af, met al die nasies wat ek uitgeroei het, tot by die groot see in die weste, en die Here julle God self sal hulle voor julle verjaag, en voor julle uitverdrywe, sodat julle hulle land in besit kan neem, soos die Here julle God julle beloof het. Met ander woorde, hier kom hy en hy sê, luister, julle moet onthou, dit wat die Here gesê het, hy gedoen het, het hy gedoen. Maar hier weet ons ook, daar is nog nasies wat nog Oorgebly het, ja. Oorgebly het. En hy sê, maar onthou net, die Here gaan ook hierdie nasies verdryf. Soos wat hy die ander verdryf het. Maar daar's natuurlik ook dan met elke, wil ek sê belofte, is daar 'n voorwaarde. Dat hulle getrou moet bly, want in die verlede het ons gesien, dat soos hulle die land ingeneem het, en hulle nie by die voorskrifte van die Here gebly het nie, het teëspoed hulle gevolg. En hier sien ons dat Joshua redelik besorgd is. En hy sê vir hulle, ek is nou nie meer daar nie, ek is nou ver gevorderd. En hy weet dat hy nie meer jare in die toekoms gaan leef nie. En hy spreek 'n besorgdheid uit, want hy gee nou die leierskap basies af. Ja. Jy weet, as ons net vir 'n terugblik gaan neem op die Israelitiese volk. Hierdie is die kinders wat groot geword het in die woestyn. Wat op die einde van die dag gegeen is om oor die Jordaan te trek. Om in die land in te neem met baie moeite, waar die Here vir hulle ouers met die uittog Egipte vir hulle beloof het, ek sal die land, want teen die tyd dat julle daar kom, sal ek al die land skoon gemaak het van al daardie afgodsdieners. Wat die Here is, sou hulle verdryf het. As gevolg van die ongehoorsaamheid van hierdie kinders se ouers, moes die volgende geslag, wat groot geword in die woestyn, ingaan, en hulle moes met moeite en met bloedvergieting van hierdie mense, hierdie afgodsdieners ontslaa raak. En daar het 'n sekere punt gekom wat die Here tot vir hulle gesê het, die oorlogvoering was nou genoeg. Daar is volke oor wat nog nie verslaan is nie, maar hulle sal ek self verdrywe, en dis nou presies wat ons wat die Here vir hulle bevestig deur Joshua se toespraak aan hulle. Daardie klompie wat oorgebly het, of julle nie oor te bekommer nie, ek sal vir julle rus gee. Julle kan ingaan en gaan rus, ek sal hierdie laaste volke sal ek nou verdryf, soos wat die plan oorspronklik was, wat ek aan julle ouers beloof het. Dit sal ek nou vir julle doen, so hoef nie bekommer oor daardie laaste gedeelte nie. Daar's so mooi belofte in getrouheid. Ja. Daarin, nê, dat die Here beplan vir ons rus van alle kante. Ja, en die Here wil dit eintlik vir ons gee, as 'n geskenk, dat ons getrou met hom wil bly. En ek wil hê ons moet daar vinnig gaan kyk na Efesiërs, en hierdie dinge bietjie na ons toe trek. Efesiërs hoofstuk 6, en ek wil daar 'n paar verse saam lees. En dit sê vir ons hier hoe ons staande kan bly en hoe ons deur hierdie moeilikhede kan kom. Soos wat Israel nou deur hierdie moeilikhede moes gekom het. En Paulus skryf vir ons. Ekskuus tog. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op. Ekskuus tog. Sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Dis die een woord wat uit hierdie gedeelte uit heeltyd na vore kom. Ons is nie daar om te veg nie. Ons is daar om staande te bly. Vers 14. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en 'n skoene in julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en julle juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges, en vir my, sodat 'n woord vir my gegee mag word, as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. So hier sien ons hierdie gedeeltes wat hy kom, en hy sê,
trek die volle wapenrusting van God aan. Dit is seker maar 'n opsomming in elk geval van wat Joshua vir sy volk hier gesê het. Ja, maar hier kom 'n hele punt is, hoe geneig is ons dan om sekere gedeeltes van God se wapenrusting te wil aantrek en ander gedeeltes maar eerder net te los. Jy weet, dis mos sekere goed is mos maklik en ander goed is mos nou 'n bietjie moeiliker. Jy weet, dit is soos as jy nou na 'n formele diner toe wil gaan. Vir die meeste mense is dit 'n probleem om 'n baadjie, of vir die mans, 'n baadjie en 'n das aan te trek. Maar dit is deel van jou drag wat jy moet aantrek. En hier kom hy sê, jy moet die volle wapenrusting aantrek. Moenie sekere goed los en dink, ek kan met hierdie gedeelte sonder dit klaarkom en met daai gedeelte klaarkom nie. Want as jy die volle wapenrusting van God aantrek, sal God ook vir jou veg. En jy sal staande kan bly teen die aanslag van die Satan. Soos wat Israel kon geveg het en God vir hulle geveg het om hulle vyande te verdryf. En elke keer as hulle nie ten volle op God vertrou het nie, weet ons wat het gebeur. Dan was die gevolge ongelukkig. Die gevolge was ook dan ongelukkig daar gewees. Nou hulle het ook nou sekere riglyne gekry, en as jy vir ons dalk daar sal kyk, wat sê ons daar vir ons in Josua hoofstuk 23 verse 6 tot 8. Josua hoofstuk 23. Maar julle moet daar baie vas bly staan om sorgvuldig te doen alles wat geskrywe staan in die wetboek van Moses, dat julle nie daar links of regs van afwyk nie. Dat julle nie met hierdie nasies met wie julle saam oorgebly het, nie meng nie. Julle mag ook die naam van julle gode nie vermeld daarby en daarby laat sweer nie. Julle mag nie hulle dien nie en voor hulle nie neerbuig nie. Maar die Here julle God moet julle aanhang soos julle tot vandag toe nog gedoen het. Wat het hier gebeur? En baie mense wat hierdie gedeelte lees sal dit nou heeltemal buite verband uitruk, maar hierdie gedeelte gaan daaroor dat hulle nie met die ander nasies met ondertrou het nie, en dit het nie gegaan oor soseer die kulture nie, dit het meer gegaan oor die geloofsaanbidding wat hulle hier gehad het. So met ander woorde, in die Nuwe Testament sê dit vir ons nie, julle moet aan dieselfde juk trek. Jy kan nie twee verskillende diere voor in 'n juk sit en dink hulle gaan saam trek nie. Hulle moet dieselfde tipe wees om saam te kan trek. En dit gaan juis hier in hierdie hele gedeelte oor die geloofsverband, want jy kan maklik mislei word. En of dit nou al nodig was om op hierdie stadium weer eens vir Israel te sê, want hulle het dit al in die verlede gesien, hoe negatief dit op hulle gewees het. En hier weer eens, wanneer jy in 'n huishouding saamkom, maak seker dat jy dieselfde geloofsaanbidding het, sodat jy in een krag vorentoe kan trek. Wel, ons het nou net gelees oor die wapenrusting van God, en een van die monterings wat ek en jy moet aan hê volgens die wapenrusting van God, is die skoene vir die bereidheid van die evangelie. Met ander woorde, ek en jy word geroep deur die Here om die evangelie vorentoe te dra. Dis een van ons dit is ons grootste taak hier op aarde. Ek en jy is hier om ons God te aanbid en om die Here te verkondig, sy spoedige koms te verkondig in elke taal, stam, volk en nasie. Hoe doen ek en jy dit? Wanneer ons in 'n huwelik tree met iemand wat nie glo soos wat jy glo nie. Dit is presies wat Joshua vir hulle teen gewaarsku het. Hierdie nasies rondom julle aanbid nie eers dieselfde God as wat julle aanbid nie. En julle is veronderstel om die Here te gaan verkondig. Onthou, Israel het in 'n verbond gestaan met die Here. Dit was hulle grootste taak, was om 'n lig te wees van die waaragtige God vir die nasies rondom hulle. Hoe wees jy 'n lig vir die nasies rondom jou as jy afgodediens in jou huisgesin inbring? Dit is 'n waarskuwing vir hulle gewees, en dat jy jouself nie bly waar jy is nie, maar jy wil lig vir die ander mense wees, soos jy sê. Maar kom ons kyk, wat sê die Here vir hulle in vers 12 en 13, want hy sê daar, want as julle ooit mag afwyk,
en hierdie nasies aanhang wat nog met julle saam oorgebly het. In ander woorde, dit spreek nou van hierdie ander nasies wat afgode nog aanbid, nê. En julle met hulle verswaar, met ander woorde, met hulle nie onder trouery is. En julle met hulle en hulle met julle meng, weet dan verseker dat die Here julle God nie langer hierdie nasies voor julle sal uitverdrywe nie. Die Here gee 'n voorwaarde hier en sê kan ek antwoord en sê die rus wat die Here vir jou beloof het van alle kante af is in jou hande. Die voorwaarde vir daardie rus is in jou hande. As jy jou vermeng met hierdie nasies en jy afgode dienaars in jou huisgesin inbring, dan verbeur jy die rus as gevolg van jou eie optrede. Kom ons lees net gou die verder saam, dan sê hy, weet dan verseker dat die Here, julle God nie langer hierdie nasies voor julle sal uitverdrywe nie, maar hulle sal vir julle 'n vangnet en 'n stryk wees, en 'n angel in julle sye en dorings in julle oë, totdat julle omkom uit hierdie goeie land wat die Here julle God aan julle gegee het. Met ander woorde, die Here sê nie hier, hy sit hierdie mense daar, sodat jy moet val nie. Eintlik is jy daar gesit om hulle tot bekering te bring, dat hulle die ware God kan aanbid. En sodra hulle tot bekering kom, is hulle nie meer van die ander nasies nie, en dan is dit reg, dan het hulle tot bekering gekom. Maar as jy dit nie gaan doen nie, weet verseker, omdat die Here vooruit weet, in sy alwetendheid, dat hierdie dinge vir jou 'n probleem gaan wees, en daar meer van jou gaan val, as wat daar van hulle tot bekering sal kom. Ja. Jy kan nie met 'n afgodsdienaar trou, en dan probeer hom lei tot die Here of haar lei tot die Here toe nie dit werk nie so nie. Daar's baie min kere dat dit suksesvol was. Jy weet, dis vir my 'n probleem, want op die einde van die dag 'n huwelik vind plaas met die idee tog om op die einde van die dag te groei in die huwelik. In 'n ander woord om kindertjies in die huwelik voor te bring. Jy as Christen, hoe laat jy jou eggenoot wat 'n afgodsdienaar is toe om die kinders groot te maak in die weg en die weë van alles wat direk teen die wil van die Here is? Ja, dit is 'n moeilike situasie waarin ons leef vandag. Dis regtig, ek moet nou eerlikwaar sê, dis 'n moeilike situasie, want ons raak verlief op goeie mense, maar hulle glo nie soos ons glo nie, en hulle aanbid nie soos ons aanbid nie. En dit is baie nodig dat ons moet sekerheid kry dat ons eerder saam met mense verbind moet word wat dieselfde as ons glo as andersom. Daar's altyd uitsonderings op die reël wat sê ja, hierdie een of daai ene, dit het goed uitgewerk of het nie goed uitgewerk vir hulle nie. Maar die Here het 'n voorskrif gegee vir Israel. En ek wil nie sê dis nie 'n voorskrif vir ons nie met ander nasies met meng nie, maar dis 'n voorskrif dan bly by die mense wat glo soos jy glo, want dan kan daar eenheid in jou geloofstelsel bly wees. Ek dink die waarskuwing is baie duidelik daar. Die Here weet beter. kan ons op daai punt hierdie gedeelte van die gesprek afsluit? Hy het die toekoms al gesien. Ja, die Here weet beter. En ons moet oppas dat ons nie soms die Here wil voorsê omdat ons besluit onwyse besluite wil neem tot wanneer dit kom by ons huweliksmaats nie, nê. Die Here weet beter. Luister na hom, daar's so 'n interessante quotasie wat ek so ruk terug gelees het waar 'n persoon gesê het, jy kan wag op die Here en sy antwoord of wens jy het. Ja, dit is daai tweede een is nie 'n goeie een nie. Daar's geen groter hartseer as wanneer jy op jou eie insig gesteun het. In verskriklike groot moeilikheid en hartseer land, omdat jy nie bereid was om te wag op die Here nie. Ja, die ou mense, my ma was een van hulle, het altyd gesê, my kind, spyt is 'n goeie ding. Dit kom net altyd te laat. So kom ons gaan verder en ons lees hoofstuk 23 vers 15 en 16 en jy sal lees asseblief.
Maar soos al die goeie dinge oor julle gekom het wat die Here julle God oor julle gespreek het, so sal die Here oor julle al die onheilswoorde laat kom totdat hy julle verdelg het uit hierdie goeie land wat die Here julle God julle gegee het. As julle die verbond van die Here julle God wat hy julle beveel het oortree en ander gode gaan dien en julle voor hulle neerbuig, dan sal die toorn van die Here teen julle ontvlam en julle sal gou omkom uit die goeie land wat hy aan julle gegee het. Daar's nie eens amper 'n bespreking rondom hierdie twee verse, dit is so duidelik en so helder soos daglig. As jy die Here jou God verloon en nie in sy weg en wil bly nie, dit is so pragtig. Onthou die Here het in hoofstuk 1 al vir Joshua gesê, bly by my insettinge en verordeninge, moenie daarvan links of regs afwyk nie. Dis en is pragtig, Joshua het in hoofstuk 23 het hy dit aangehaal, ek dink is in vers 3 of vers 4 het hy vir hulle gesê, daai selfde woorde, hy sê, moenie links of regs hiervan afwyk nie. Met ander woorde, moenie gaan skuiwergate soek in die weg en die wil van die Here nie. Wanneer die Here gesê het, 'n ding is nie reg nie, gaan hy dit nie, as ek die Engelse woord gebruik, hy gaan dit nie tweak vir jou onthalwe nie. Die Here gaan nie vir jou 'n uitsondering op die reël maak nie. Ja. As dit nie vir Joshua gewerk het nie, gaan dit ook nie vir jou werk nie. As dit nie vir die mense in die Bybel 'n goeie ding was om afgode te gaan dien nie en om hierdie onheil in hulle huise in te bring nie, sal dit ook nie vir jou en vir my werk om afgodsdienaars in ons huise in te bring en die Here te verloon op so 'n manier nie. Ons sal die vrugte daarvan pluk en ons sal die hartseer daarvan ken. En al vernietig ons nie ons huwelike nie, of al bly ons dan in so 'n huwelik tot aan die einde toe, daar sal nie vrede in so 'n huwelik wees nie. Ja. Daar sal konstante issues wees in verband met geloof, hoe maak ons die kinders groot, watter weg moet ons inslaan, daar sal konstante striwelinge wees. Nie omdat die Here hierdie dinge oor jou pad bring nie, Nee. omdat jy self hierdie dinge gekies het. Ek wil net na vers 16 gaan en dalk kan ons 'n paar gedagtes daaroor uitruil en dan afsluit. As julle die verbond van die Here julle God wat hy julle beveel het oortree en ander gode gaan dien en julle voor hulle neerbuig, dan sal die toorn van die Here teen julle ontvlam en julle sal gou omkom uit die goeie land wat hy aan julle gegee het. Die konsep wat ek uit hierdie vers uit raak sien, is dat die Here sê, moenie dink omdat ek hierdie land aan jou beloof het, aan jou voorvaders, Abraham, Isak en Jakob, omdat ek julle al vir 40 jaar deur die woestyn gelei het, al die wonderwerke wat ek vir julle gedoen het, nou dat ek hierdie land aan julle gegee het, dat jy nou kan gaan staan en doen net wat jy wil nie, en dink, die land gaan nog steeds jou nou bly nie, want jy het dit nou in besit geneem nie. Hier kry ek die konsep van, hulle sê altyd in Engels, once saved, always saved. Eenmaal gered, altyd gered. En dan maak dit nou nie saak nie, want die Here is mos lief vir ons. Hier sê die Here, nee, moenie dink, as ek goed was in die verlede vir jou en jy oortree nou, dat daar geen daar nie gevolge gaan wees nie. Die gevolg sal wees, weet jy wat, jy moet my bly volg, dan sal die seëninge na jou toe bly aankom. As jy dit nie doen nie, sal daar 'n toorn van my teen jou ontvlam en ek sal my seëninge letterlik dan van jou onttrek. Dis nie dat ek jou nie sal seën nie, maar ek gaan my seëninge van jou onttrek en dit dan wat dan met jou gebeur, dit is wat jy dan oor jouself gebring het. Kan ek dit baie duidelik maak hier? Om by die Here te bly is my keuse. Dis my vrywillige keuse. Dis hoekom die Here ons die vrye wil gegee het. Ons kan die Here kies of ons kan die Here verwerp. Al wat hierdie gedeelte van Joshua se afeinding van hierdie pragtige boek vir ons sê, solank jy by die Here bly, dan sal hy sy getrouheid vir jou bewys. Wanneer jy kies om van die Here af weg te tree, sal die Here jou keuse eer. Dis eintlik baie goed gestel en dit is iets wat ons moet besef. Met ander woorde, waar ons op die einde van die dag bevind, is grootendeels
Ons eie skuld. Ons eie skuld. En kan ek sê, ons sê nou ons eie skuld, kan ek dit net terug, dis ons eie keuse. Ja. Die Here tree nooit van ons af weg nie. Dis ons wat ons rug op hom draai, en dis ons wat ons van hom afkeer. Dis baie belangrik om dit te besef. So, kom ons sluit hierdie studie af, en dan kyk ons net na vers 11, en moontlik het is net nodig om dit te lees. Neem julle dan terdee in ag, terwille van julle siele, om die Here julle God lief te hê. En wanneer daar liefde is, dan sal daar die een wat lief is vir die ander een, sal uit sy pad uitgaan, om die ander ene eerste te stel. Waar daar liefde is daar getrouheid. Ja, Vergelyk ons verhouding met die Here met 'n huwelik. Hy noem die kerk sy bruid. Jy kan nie verwag dat iemand jou ek kan nie verwag dat jy kan nie verwag dat ek moet lief wees vir jou, maar ek is nie getrou aan jou nie. ja, Waar daar liefde is daar getrouheid. Dit is wat die Here van ons verwag. Ons is in 'n huwelik met die Here. En daardie verhouding was in die dae van Joshua so, dit was van Adam en Eva se tyd af so, en daar het nog niks verander nie. Die verhouding wat ons met die Here het, is liefde en getrouheid, van ons kant af, van sy kant af. so kom ons bly getrou, soos wat God getrou is. Baie dankie, Renée, dat jy weer eens hier saam met ons was. Sal jy vir ons afsluit met 'n gebed? Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie pragtige studie waarin U vir ons herinner het daaraan dat U getrou is. U is die een wie se liefde nooit faal of nooit daan nie. Here, dit is ons wat die keuse maak om van U af weg te draai. En as ons daardie keuse gemaak het, dan vra ons vandag vergifnis. Wees ons asseblief genadig, Here. Kom haal ons daar waar ons afgedwaal het en bring ons terug na U volk toe. Ons bid dit in U naam. Amen. Amen.